is so bly, Jesus het my lief. Vir my het hy gesterf en gered van verderf, ja, Jesus het my lief. Dit borrel in my, want ek is so bly, Jesus maak my lewe vry, hy neem weg my sondes. Hallo julle, baie welkom by Witfontein se jeugbediening. Ek is vandag hier saam met my hondjie en ons gaan ietsie met julle deel vandag. Nou, ek wil eers begin deur 'n vraag vir julle te vra. Wat sou jy sê is geloof? Wat beteken dit as jy sê jy het geloof? Ja, dit beteken jy het geloof in iets. Jy plaas jou vertroue in iets. So, jy glo iets bestaan. Dis regtig daar. My volgende vraag is God waar? Dink jy God bestaan regtig? Wel, die Bybel sê vir ons dat sonder geloof kan ons die Here nie gelukkig maak nie. In Hebreërs 11 vers 6 staan daar: as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Maar hoe kan ons glo as ons nie eens die Here kan sien nie? Julle het gesien hoe ons die borrels in die lug geblaas het in die begin. Ek dink nie daar is een van ons wat nog nooit so botteltjie met seep ingehaat het nie. Hierdie borrelskuim het ons almal al groot pret mee gehad. Nou wat was dit wat die borrels in die lug geblaas het? Wat het dit daar gehou? Ons asems het die borrels laat blaas. Maar is jy seker dit was ons asems? Want jy kon nie ons asem sien nie. Wel, jy sou seker as jy hier was vir my sê, maar ek het gehoor hoe blaas julle en ek kon julle lippe sien blaas en ek sien hoe julle wange induik. So daar was baie bewyse dat ons asems die borrels in die lug geblaas het. Kan jy dalk aan ander dinge in ons lewens dink wat onsigbaar is, maar tog weet ons dit is daar? Ja, die wind, wifi, mikrogolwe, kieme. Nou, so is daar baie mense wat sê dat die Here nie bestaan nie, want ons kan hom nie sien nie. Hy is onsigbaar. Maar dan is daar ander mense wat weer sê, ek weet dat God bestaan, want ek sien hom elke dag en ek voel hom elke dag en ek beleef hom elke dag in die wêreld om my. Nou, hoe weet die mense dat God bestaan as hulle hom nie fisies kan sien nie? Kom ons kyk na 'n paar maniere. Een manier is ons kan die Here sien in sy wonderlike skepping. In Psalm 19 vers 1 staan daar: die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Ons kry die Here in mense. Genesis 1 vers 27. God het die mense geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Jy is God se meesterstuk. Ons ontdek die Here in wat mense doen en gee vir ander. Hier is 'n foto van ons jeuggroep wat uitreik na ander en help. Ons het hier chemopakkies gepak vir die wat chemobehandeling gekry het en kry. So hoe kan ek geloof kry? Ons lees in Romeine 10 vers 17. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. So deur die Bybel te lees, ontdek ons die Here. Psalm 119 vers 130. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. Ons ontdek ook die Here deur tyd te spandeer saam met ander vriende wat ook glo. Soos byvoorbeeld wanneer ons kinderkerk toe gaan of jeuggroep toe gaan.
Thomas was een van Jesus se disippels en goeie vriende, wat nie wou glo, voor hy nog nie gesien het nie, en selfs sy vinger in Jesus se hande gedruk het nie. Onthou julle wat Jesus vir Thomas gesê het? Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. As jy wil weet of God regtig bestaan, gaan dit iets van jou vra. Jesus sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop vir julle sal oopgemaak word. Ons is baie gelukkig dat ons geloof het. Dis genade dat ons glo. Kom ons sê vir die Here, nou dankie vir die kosbare geskenk van geloof. Kom ons bid saam. Dankie Here vir geloof in U. Dankie dat ons kan glo in 'n God vir wie niks onmoontlik is nie. Dankie dat U ons liefhet net soos ons is. Help ons asseblief om te groei in ons geloof elke dag. Amen. Julle met 'n lekker week verder en totsiens en tot volgende keer en Sweetie sê ook totsiens. Dankie julle.